Goeiedag almal, 'n seisoen van verandering en nou 'n nuwe seisoen, nuwe uitdagings. Jy weet in Genesis hoofstuk 1 en 2 kan ons sien hoe die Here absoluut sistematies en doelgerig is in alles wat hy doen. Vanaf dag 1 het die Here iets geskep, iets gemaak, sodat dit wat hy môre gaan doen, bloot die verlenging van 'n proses is. Iets vandag, sodat môre kan voortgaan. En op die 6de dag toe die Here God alles geskep het, alles doelgerig, stelselmatig daar gestel het, het hy teruggestaan en gesê, dit is baie goed. Hierdie skepingsproses van die Here stel aan ons, wat sy beeld en gelykenis is, die perfekte voorbeeld van hoe om ons vermoëns en kreatiwiteit sistematies en georganiseerd aan te wend. Die les wat ons hieruit moet leer is, beplan jou nuwe seisoen deeglik en begin om dit uit te voer. Doen dit, betree dit. Maar ons leer 'n wonderlike les hier uit Genesis 1 vers 11 en 12. En God het gesê, laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde. En dit was so. En die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte, en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. Ons leer hieruit dat die Here het nie die bome geplant en elke keer met 'n nuwe seisoen oor en oor weer geplant nie. Nee, hy het 'n stelsel in plek gestel om dit te reproduseer. En hierdie stelsel was die saad wat daarin was. Die toekoms was opgesluit in die saad. Saad dui daarop dat 'n stelsel in plek is wat die voortbestaan daarvan outomaties sal bepaal. Jy plant nou saad en dit sal vir jou in die volgende seisoen vrug oplewer. Ja, weet jy wat, sonder saad gaan die volgende seisoen nie suksesvol produseer nie. Dus, indien daar ergens 'n dooie kol in jou lewe is, plant saad met geloof en vertroue. Gooi dit nat met water, bemest dit, beskerm dit, want dit is die stelsel wat die Here in werking gestel het en dit sal nooit verander nie. Jy weet, en die belangrikste saad om in ons lewens te hê is die Heilige Gees van God, want om die nuwe seisoen te betree, het ons sy krag nodig om te oorleef. Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jy weet, en die Heilige Gees weet dat ons hindernisse in die gesig sal staar, wat ons nog nooit van tevore teëgekom het nie. Die Heilige Gees weet probleme en aanvalle wag op ons, en hy wil ons daardeur lei, suksesvol, om ons doelwit, ons destiny te bereik. Ja, die Heilige Gees is daardie saad wat die Here in jou geplaas het om sy krag in jou lewe vry te stel, sodat jy kreatief en doelmatig jou nuwe seisoen kan betree. Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Jy weet, om dit eenvoudig en verstaanbaar te stel, die Here gaan jou nie 'n stoel of 'n tafel gee nie, maar hy het alreeds 'n boom geplant. En in hierdie konteks is die Heilige Gees die boom in jou lewe. En wat jy daarmee doen is jou keuse. Hoe jy dit in jou lewe laat werk is jou besluit. En jy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat jou vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat jy doen, sal jy voorspoedig uitvoer. Om jou nuwe seisoen binne te gaan beteken dat jy sistematies moet wees in jou beplanning. Die beplanning om daardie drome, daardie visioene wat jy ontvang het uit te voer. En dan kreatief moet wees om dit uit te voer. Hoor wat sê Lukas 8 vers 5. 'n Saaier het uitgegaan om sy saad te saai. En dan vers 11. Die saad is die woord van God. Het jy daardie saad in jou lewe? En as jy dit het, laat jou gehoorsaamheid en jou doelgerigtheid en jou geloof en vertroue in die Here daardie saad laat ontkiem, want die Here sê vir jou, my kind,
Life is a journey. Enjoy the ride.